Goeiemôre, liewe kyker. Ek hoop dit gaan vandag baie goed en geseënd met jou. Ek wil vir jou baie welkom heet weer by 'n program van Koffie met die Koning. En ons het weer vandag vir die pragtige Adrey Potgieter hier by ons. Adrey, baie welkom. Dankie, Ilse. Dis ons derde program saam. Dis 'n voorreg, en ja, dit is net so lekker om saam met jou te kuier. Ja, baie en ek dankie. moet vir jou sê, Adrey is een van daai mense, as mens eers met haar begin gesels, dan besef mens net hoeveel kennis en hoeveel deernis sy het vir mense wat hier soveel moeilike goed gaan. En die Here het regtig vir haar 'n gawe gegee om met emosionele genesing ook te praat. Maar voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vandag weer eens by u voete kan kom sit. Here, dankie dat daar niks in ons lewens is wat vir u 'n verrassing is nie. Here, want u koninkryk kan nie en sal nie geskit kan word nie. En Here, dankie dat ons vandag net kan terugsit in u arms en na u toe kan kom net soos wat ons is. Here, kom raak vandag ons ore aan sodat ons kan hoor. Kom raak ons harte aan, Here, sodat ons meer soos Jesus kan word. Ek bid dit nou in die kragtige naam van Jesus Christus, ons koning, ons redder, ons verlosser en ons bruidegom wat kom. Amen. So baie welkom, Adrey. Kom ons ching gou soos wat Jesse by ons geleer het. Dis baie lekker om jou hier te hê. En mag die Here ook jou lippe vandag aanraak. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. Ons het 'n vorige keer het ons so geraak aan die verskillende tipes trauma wat ons kry. Wil jy nie net vir my bietjie daaraan raak? Ja. Dat ons net bietjie kan recap nie. Ja, ek dink ons het 'n bietjie vasgehaak by die een tipe trauma wat bindingstrauma is. Maar ek wil net noem dat daar verskeie tipes trauma is. Ek dink akute trauma is daai verskriklike motorongeluk of 'n traumatiese moord of 'n eenmalige insident wat regtig traumaties was. Maar dan kry jy kroniese trauma, mense wat in 'n verhouding is of in 'n huwelik is wat miskien mishandelend is, of jy's in 'n situasie by 'n werk waar dit konstant herhaaldelik elke dag trauma ervaar. Die ding is, Adrey, elkeen van ons kan daarmee identifiseer, want almal van ons gaan deur trauma. En as ek nou net terugkyk oor my eie lewe, was daar 'n tyd wat 'n mens dit nie besef nie. Dis die ding. Ek dink die mens besef altyd as jy so op in trauma is nie. En as ek vandag terugkyk, het ek in soveel vrees en in soveel trauma gelewe. Wat sal jy vandag sê as ons net gou daar kan pause, as daar nou iemand kyk wat met dit kan identifiseer, wil jy nie net gaan met daai persoon spesifiek gesels nie? Ja, ek dink aan, natuurlik in my werk, elke dag kom mense by my kantoor aan met seer en met swaar en hulle weet nie wat om daaraan te doen nie. En ek dink die ding is, daar is hulp. Moenie daarmee sit nie, moenie dit laat broei nie, moenie dit onderdruk nie, moet dit nie binnehou nie. Kry iemand wat jy kan vertrou, kry iemand met wie jy kan praat, maar kry ook iemand wat vir jou kan help om werklik nie net met woorde nie, want ons weet trauma sit nie waar daar woorde is nie. Trauma sit by die deel waar dit in ons lyf vassit. Okay, nou praat 'n bietjie, verduidelik 'n bietjie meer daai deeltjie gou. Goed, so ons die deel waarmee ek en jy nou met mekaar praat in ons breine is hierdie buitenste korteks van ons. En as ons diep boor in ons brein, in die middel van ons brein is ons emosionele deel van ons brein. En as ons nog verder onder toe gaan, dan gaan ons hier na die agterste deel van ons brein, wat ons breinstam is. Daar sit ons hartklop, ons bloeddruk, ons liggaamstemperatuur en elke ding wat ons ervaar met ons sintuie. Ruik, hoor, voel, proe of sien. Trauma begin by 'n reaksie in ons lyf, so iets gebeur met jou wat oorweldigend is, wat vir jou magteloos laat voel, wat jou moedeloos laat voel, wat skokkend is. En onmiddellik reageer jou liggaam voor jou rasionele brein nog ontwikkel. En intensiewe trauma wat gepaard gaan met groot emosie, gaan sit onmiddellik in die agterste deel van ons brein en nie by die boonste deel van ons brein waar ons praat nie. So, ons praat en jy laai bietjie af by my en jy voel bietjie ligter. Maar daai deel van ons brein waar ons praat is eintlik 20% sterk. Terwyl ons emosies en daai deel wat in ons liggaam plaasvind, is 80% sterk. So ons sê, die spoed waarmee boodskappe van ons lyf na ons brein toe gaan, is 80%. En dit gaan teen 'n spoed van 9 keer vinniger van ons liggaam na ons brein, as wat dit gaan met my brein na my liggaam. So ek kan vir myself sê, moenie nou skrik nie, moenie nou hartseer wees nie, ruk jou reg. Maar daai deeltjie is 20% sterk.
en hy is nie sterker as daai 80% nie. So trauma is daai, ek sien dit sommer op jou gesig as uitdrukking, jy het sommer pyn op jou maag, jou nek is in 'n spasma, dit voel of 'n olifant op jou bors sit, my keel trek sommer toe, ek voel lam tot in my klein toetjie. Dis waar in werklike trauma sit. En onthou die doel van ons brein wat so reageer op trauma, met of 'n vegreaksie, of 'n vlugreaksie, of 'n vriesreaksie, is om ons te beskerm. So, maar die groot ding wat gebeur met trauma is daai fisiologiese reaksie in ons liggaam, met adrenalien wat vrygestel word, met kortisol wat vrygestel word, en daai en 1400 biochemiese reaksies wat vrygestel word, en daai klomp goeders wat met jou gebeur, gaan sit in jou liggaam. So as ons dit nie laat uitkom op 'n fisiologiese vlak nie, sit dit gestoor in ons senuweestelsel. Ek wil nou vir jou 'n interessante vraag vra. Op 'n stadium wat ek deur 'n baie moeilike tyd in my lewe gegaan het, ek bedoel, het dit letterlik vir my tydjie vir my gevoel, ek kan nie asem kry nie. En wat ek gedoen het is, en dis nou 'n simpel dingetjie, maar dit het vir my gehelp, maar miskien kan jy die beginsel agter dit mee gou vir ons verduidelik. Ek het klein klippies gehad, en ek het dit in my jassies gesit. Ek het nou dag weer 'n klippie in een van my jasse gekry. En wat dit gedoen het is, as ek gevoel het, ek kan nie nou cope nie, het ek net eenvoudig my hand in my sak gesit, en ek het in daai klippie gevat, want vir my het daai klippie beteken, Jesus is die rots, hy is by my, ek is nie nou alleen nie, en I will be okay. En dit het my kalmer gemaak. So, maak dit vir jou sin. Seker sal dit. Byvoorbeeld, as ek met kinders werk, sal ek vir ouers sê, kry 'n boksie, 'n skoenboks of enige ander boksie, en kry sensoriese goeders. So, jy onthou nou, die agterste deel van jou brein is waar jou sintuie sit. Dis waar trauma sit. So, ryk, hoor, voel, proe of sien. So, dit wat jy daar gedoen het, jy het aan iets gevat, wat jou sintuig van gevoel gestimuleer het, en ons sê hoe meer sintuie jy aktiveer wanneer jy deur trauma gaan, hoe meer gaan jou alarmpie in jou brein kalmeer. So daai wat jy gedoen het was 'n tasbare voorbeeld van, so ek sal byvoorbeeld, as 'n kind is angstig om skool toe te gaan en hy beleef trauma om skool toe te gaan, sal ek sê, wat is sy geliefkoeste reuk? Sit 'n bietjie 'n druppeltjie van dit op 'n dingetjie vir hom wat hy kan ruik. As 'n klippie of 'n spesifieke dingetjie wat die kind van hou, vat dit saam. Want hoe meer hy sy sintuie kan aktiveer, hoe meer kalmeer dit jou liggaam en hoe meer kalmeer dit jou brein. So daai is verseker, dit is 'n tasbare voorbeeld van hoe ons trauma in ons lyf kan release. Dit gee vir jou iets om aan vas te klamp. Ons het gepraat daarvan dat jy are grounding yourself. Jy bring net weer alles bietjie meer terug, want jy sien, as 'n mens so gaan want jy gaan absoluut in 'n krisis in wat jy amper nie eens kan ordentlik dink nie. En ek dink 'n mens moet net weer 'n bietjie teruggaan en wat jy laas gesê het om net asem te haal. Jy weet dit al klaar maak, dit maak regtig 'n groot verskil en dit is 'n eenvoudige ding om te doen. Jy weet? En dit is presies daai alarmpie van ons. Ek sê altyd, as 'n karalarm afgaan in 'n parkeerarea en jy hoor nog 'n alarm afgaan, begin jy nie vir die alarm skree en sê hou op nie, jy druk die knoppie. So met ander woorde, dis die kode van die alarm. As jou huisalarm afgaan, gaan jy ook nie begin skree hou op nie. Jy gaan die kode druk om die alarm te laat af. En ons brein se kode, wanneer daar hierdie ek kan nie asemhaal nie, ek voel benoud, is asemhaling. En dit is altyd met jou uitasem is 2 keer langer as jou inasem, of daar's 'n spesifieke een waar jy dubbel inasemhaal en stadig uit. Wat beteken ek sit die suurstof terug na my rasionele brein waar ek weer kan praat, waar ek weer kan luister, waar ek weer kan redeneer. So die grootste fout wat ons maak wanneer iemand deur trauma gaan is om dit op te praat en om te redeneer en dalk vir hom Bybelversies te gee. Want jou brein se rasionele denke is nie aan boord nie. Nie op daai stadium. Nie op daardie stadium nie. Jy moet eers kalm word. So ons sê daar's drie dinge, veral met 'n kind en veral met enige mens. You regulate first, then you relate, and then you reason. So eers fisiologies reguleer jou senuweestelsel, dan relate ek kan sien jy het seer, ek kan hoor dis vir jou swaar, en dan begin jy praat. Maar jy praat nie met 'n alarm voor hy nie stil is eers en gekalmeer is. Ja. En dit is basies die basis daarvan. Ja, dit maak baie sin. Jy weet, en daai kroniese trauma waarvan jy praat, ek dink, as mens dit nie reg hanteer nie,
dan kan dit later in 'n gesondheidstoestand verseker. ingaan, jy weet. Ja, en 'n want- mens se liggaam begin reageer op dit. Absoluut, want ons liggaam se immuunstelsel raak laer as hy die hele tyd in 'n fight and flight, in 'n fight and flight, in 'n fight and flight is. Want adrenalien is veronderstel om vir ons te help met daai 100 meter sprint of om met 3 te gaan druk. Dis veronderstel om vir 30 sekondes vinnig afgeskei te word om ons so vinnig as moontlik, so sterk as moontlik te maak. Maar as jy konstant deur trauma gaan en konstant deur stres gaan, dan skei jou liggaam die hele tyd adrenalien af, die hele tyd kortisol af en kortisol bly tot 13 ure dan in jou bloedstoor, adrenalien word herhaaldelik afgeskei en dit maak dat jou byniere uitbrand, dit maak dat jou hele liggaam se senuweestelsel die hele tyd in hierdie spastiese staat is. So jy raak later, ons praat van 'n maladaptive stress response. Jou liggaam raak gewoond aan hierdie mate van stres en hy dink dit is normaal. En dit is glad nie. Dit is nie normaal nie. Okay, nou prakties. Hoe maak ons nou met iemand wat nou luister? Miskien luister jy vandag en besef, maar dit is ek. Wat nou prakties nou vorentoe nou? Ek dink veral met kroniese trauma, veral met mense wat vasgevang is dalk in 'n huwelik wat seer is, wat die hele tyd in 'n bekleierery ontaard, wat dalk mishandelend is, of in 'n verhouding by die skool of vir verhouding by jou werk. Ek dink die groot ding wat vir my inkom is, hoe reguleer ek my emosies? Daar's 'n verskil tussen 'n eksterne locus van kontrole, met ander woorde my baas doen dit, die skool doen dit, die kind doen dit, my man doen dit en wat ek beheer van het. Ja. En as ons begin besef dat hierdie ou klein alarmpie in ons brein wat so afgaan, ons kan dit beheer. Ons kan kalm bly ten spyte van die chaos. Deur te sit met die emosie, deur dit te erken vir wat dit is. Ek is hartseer, ek is kwaad, ek is gefrustreerd, ek is seer gemaak. En baie keer net om te sê ek is hartseer is al klaar so verligting. En dan om asem te haal daardeur en dan te reflekteer daarop. En dat dit normaal is om so te voel. Yes. En dat dit okay is not to be okay. Yes. Jy weet? Dit is presies dit. So ek dink doen 'n hele 4 ure lange opleiding letterlik net oor selfregulering, want dit is eintlik so, dis kompleks maar ook eenvoudig, maar om te kan weet hoe het ek 'n interne locus van kontrole, om bewus te wees van wat gee vir my energie, wat steel by my energie, om bewus te wees van ek kan kalm wees. Ek dink is amper soos Jesus op die boot, net toe die storm was. Hy was kalm want hy het geweet wie is in beheer. Maar ek dink mens moet ook onderskei wanneer iemand in gevaar is, wanneer jy regtig nie veilig is in jou huwelik nie, wanneer jy dalk nie meer veilig speelwerk het, dan moet 'n mens professionele hulp inroep. En ek dink dan moet 'n mens onderskei. So daar is kroniese trauma, byvoorbeeld as 'n kind herhaaldelik blootgestel word aan kritiek of herhaaldelik blootgestel word aan fisiese of emosionele abuse, dan moet 'n mens intree. Veral as ons praat van minderjarige kinders. Ons as volwassenes kan iets sê, ons kan hulp kry, ons kan gaan praat, ons kan iets daaroor doen, maar 'n kind kan nie. Precies. So mens moet baie mooi onderskei wanneer moet ons hulp kry en wanneer moet ons stil raak. Maar ek dink om vir onsself te sê, kry professionele hulp sodat iemand jou kan help om daai ding wat jou so trigger te prosesseer sodat hy nie meer effek op jou het. En weet jy, dit is so waar wat jy sê, want net die feit dat 'n mens met iemand kan praat of dit is amper soos om dokter toe te gaan. Jy weet, jy gaan dokter toe en as die dokter jou klaar gesien het, dan voel jy eintlik beter. Want jy weet, dit is die plan, dit is die diagnose, dit is soos wat ek gaan voel en dit laat 'n mens veilig voel. So dit is baie belangrik wat jy nou daar sien. Wat gebeur is, nou gaan jy dokter toe met ek het 'n kroniese hoofpyn, ek het 'n migraine, ek het spasiese kolon, maar jy gaan nie vir die dokter sê, my man het herhaaldelik op my geskree die naweek en hy het dalk te veel gedrink die naweek, of hy was regtig uit sy hand gelig vir my. Jy gaan nie dit vir die dokter sê nie, maar jy soek 'n pilletjie om jou te help. En dit is presies dit, kry die regte persoon wat jou emosioneel kan help en vir jou sê, dis okay, om nie okay te wees nie, kom ons kyk wat ons daarin kan doen. Kom ons gee dit fisiologies vir jou verligting, en ek praat regtig fisies van as jy triggers prosesseer. Ek dink, ek weet nie of ek dit genoem het van 'n man wat eendag vir my gesê het, sy vrou se stemtoon trigger hom verskriklik as dit op 'n sekere desibel kom nie, en hy raak regtig sommer ongeskik met sy vrou, en toe sê ek vir my, kom ons prosesseer daai trigger, en ons het dit op 'n fisiologiese vlak met 'n tegniek geprosesseer, waar hy sê sy vrou het 'n week na tyd vir hom gesê, maar ek wil net vir jou dankie sê, en hy sê, maar hoekom? Hy sê, want jy was net so nice met my die week, en toe het sy vrou se stem nog steeds dit bereik wat dit altyd doen, maar dit het nie met dieselfde effek op hom gehad. Ja,
Dis baie interessant. Ek het een keer 'n interessante ding gelees en dit is so waar, dat jy wat nou sê, dis net haar stemtoon, en dalk het sy gedink, maar hoe kan dit hom traumatiseer, maar as iets vir my trauma is, as ek nou hierdie lepeltjie optel, en dit traumatiseer vir my, kan jy miskien dink, ag, jy tel net 'n lepel op, maar as dit vir my trauma is, dan moet jy dit kan verstaan, en dit kom dat dit van vir iets my af. trauma is. Ja, en dit kom van iewers. En dit kom af. gewoonlik van 'n ongeprosesseerde ervaring wat jy voorheen gehad het. Ja. So byvoorbeeld, jou man kan dalk net baie stres by die werk ervaar en besig wees om deur 'n geweldige moeilike tyd te gaan, maar jy beleef dit as intens traumaties, want jy sal sê, hy skree op my. Hy praat dalk net baie hard, maar jy het dalk groot geword in 'n huis waar jou pa verskriklik baie geskree het en baie woede issues gehad het, en nou trigger sy stemtoon jou net, al is dit nie so hard nie, maar want jy gaan terug na daai trauma wat nooit geprosesseer is. Jy gaan terug na daai klein dogtertjie toe wat voel soos 'n klein dogtertjie wat se pappa met haar raas. Ja. So dit is nie noodwendig byvoorbeeld dat die man dalk regtig skree of raas nie. Dis net jy wat regtig so sensitief is vir iets wat nog nooit geprosesseer is in jou. En ek dink wat belangrik is dat jy dan met jou man dalk moet gaan sit vir hom sê, weet jy wat, ek weet nie of ek dit al vir jou vertel het nie, maar toe ek 'n klein dogtertjie was, het dit en dit en dit met my gebeur, en wanneer jy so met my praat, is dit eintlik dit wat my trigger, so kan ons iets uitwerk, of vat my hand en loop saam met my 'n pad van genesing, sodat jy kan verstaan waar ek vandaan kom, want mense verstaan nie altyd as hulle met ons praat, en die volgende oomblik reageer ek nou op 'n manier, en mens verduidelik nie vir hulle nie. Dit is belangrik dat hulle moet verstaan, maar hoekom het ek nou so opgetree? Dis die een deel, dis definitief belangrik om daai kommunikasie te hê, maar ek dink wat belangriker is dit, is veral as mense nou praat van 'n huwelik, om te besef, ek het die verantwoordelikheid om my eie triggers te prosesseer. Dis nie my man of my ander helfte se verantwoordelikheid. Ja. Ek het nou die dag iemand gehad wat na my toe gekom het, en sy het 'n manier om te jok, klein leentjies, want sy wil nie 'n groot bohaai hê nie. So sy bedoel nie sleg nie, dis net sy is bang vir die gevolge, dat as sy dalk nie wil, maar dit kom van hierdie ou klein dogtertjie wat groot geword het. Dit klink vir my of vrees die root is van dit dan. Maar met ander woorde, toe sy 'n klein wit leentjie vertel, en daar was 'n ontsettende bohaai, want dit was 'n tweede huwelik, en die man is in 'n situasie gewees waar sy vrou voorheen baie vir hom gejok het. So vir hom is dit 'n ontsaglike groot trigger, en wat eintlik 'n klein dingetjie was, het ontpop in 'n ontsettende groot argument, wat eintlik amper soos egskeiding was. Maar met haar werk ons aan hierdie, ek kan nie nee sê nie, en ek wil net heeltyd people please, want ek is tog te bang vir die gevolge, en sy trigger is weer, daai leuns en daai seer en daai trauma volgens dit, moet jy prosesseer, want jy kan nie elke keer so verskriklik reageer, as iemand dalk net 'n leentjie vertel nie, al is dit nie reg nie. So, dit is belangrik om te sê, dat ons met ons eie triggers prosesseer. Ja. Ons het die verantwoordelikheid om onsself te kry op 'n plek waar ons regtig volkome genees is van trauma. Maar jy weet, Adri, soos wat ons nou hier praat, en ekskuus, ons haak nou vas op daai kroniese trauma, maar 'n mens besef nie altyd hoe ongelooflike effek dit wat in jou lewe met jou gebeur het, dit wat jou kindertrauma was, later in jou lewe. Absoluut. Want dit kan 'n huwelik vernietig. Ja. Dit kan 'n verhouding vernietig. So, dit is so belangrik dat ons daai sal hanteer. Ek sien ons het nog 5 minute oor, so ons moet nou vinnig klaar praat, dan kan ons in 'n volgende program miskien aangaan met dit. So, wat rondom dit kan jy sê, dan kan ons nou ek dink ons kan net sê dat trauma wat nie geprosesseer is nie, is altyd in die hede. Dis nooit in die verlede nie. En wat ek daarmee bedoel is, die oomblik as iets jou trigger, die oomblik as daai seerpunt aangeraak het, is dit asof ek dit alles van vooraf beleef. My keel trek toe, my maag trek op 'n knop, ek voel so my lam tot my klein beentjie, ek begin te bewe, en dan weet ons het ongeprosesseerde trauma. En dit kan wees dat jy is 70 jaar oud, en iets het gebeur toe jy 5 jaar oud was. Maar dit trigger jou so intens, dan beteken dit daai goeters is gestoor na al vir hoeveel jaar op jou senuweestelsel. Dit is nog nooit genees nie. En onthou, jy kan 'n dierbare kind van die Here wees wat baie lief is vir die Here, maar ons weet ons senuweestelsel het ongelukkig 'n body memory. Soos wat ons spiere 'n body memory het. As jy nou 'n besering het en jy kan vir 5 weke nie oefen nie en jy gaan weer terug gym toe, gaan jy 'n bietjie sukkel in die begin, maar baie gou gaan jy weer jou skills optel en jy gaan weer reg wees. Ons senuweestelsel werk presies dieselfde. Hy stoor goed
op 'n fisiologiese vlak, in ons fascia, in ons spiere, in ons liggame, en wanneer daar 'n trigger kom van iets wat ruik soos, of klink soos, of proe soos, of voel soos 'n bedreiging, dan gaan jou brein onmiddellik na daai triggertjie toe en jy ervaar dit asof dit gister was. So ja, trauma wat met jou gebeur het toe as kind was, kan vir jou absolute effek hê in jou volwasse lewe. Ja, dit in alles, ja. Dit kan oorspoel na elke faset. Audrey, wil jy nie miskien nou in daai kamera vir iemand bid, wat vandag nodig het dat die Here hulle aanraak, en dan gaan ons in 'n volgende program verder gaan met die trauma, waarna ons sal praat nie. Vader, ons wil net kom vra dat U wat elke een van ons ken, by die naam, het ons by die naam geroep, ons is U kinders. U wat elke sel in ons liggaam aan mekaar geweef het in die skoot van ons moeder. Here, U weet van die detail van ons lewe, van ons geboorte af tot waar ons nou is. U weet van seer, U weet van swaar. Ons wil kom bid, Here, wil U asseblief elke een van ons aanraak tot in die diepte van ons wese, tot in ons senuweestelsel, dat ons daar kan release, Here, wat ons baie keer goed wat ons selfs van vergeet het, maar goed wat dalk nou opkom soos wat ons gepraat het, Here, wil ek kom vir volkome genesing, want ons weet, Here, U het ons geskape, U het ons liggaam so wonderlik en so uniek gemaak. U sê ons is, we are fearfully and wonderfully made, en daarom bid ons nou, Here, vir volkome genesing na liggaam, siel en gees, maar spesifiek na daar waar daar gestoorde trauma in ons liggame en ons senuweestelsels vassit. Wil U kom vrymaak, Here? Wil U daai bande kom afkap wat die vyand so wil gebruik om ons vas te hou in die verlede? En help ons dat ons kan vrykom, dat ons lewe in oorvloed kan leef, dat ons die verlede kan gesond maak en dat ons in ons toekoms kan instap in die vervulling en in die volheid wat U vir ons bedoel het. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Baie, baie dankie. Audrey, baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy het tyd gemaak van jou praktyk af om vir ons te kom praat met ons. En mag die Here jou seën. Ons sien uit na 'n volgende program. Baie dankie. En ek wil vir jou vandag aanmoedig, as jy vandag luister en daar's goed wat jy moet hanteer, Audrey se nommer gaan onder die skerm wees. Kontak haar as jy voel sy is die persoon wat jou kan help, en mag jy net besef, dit is so belangrik, dat ons goed moet hanteer, en die Here is ons geneesheer, en daar's niks wat hy nie kan hanteer nie. So baie, baie seën vir jou, tot 'n volgende keer. Audrey, dit is so lekker om met jou te gesels, ek leer so baie by jou, en baie, baie seën vir jou week vorentoe hoor. Baie dankie.